Goeiemôre geliefde broers en susters, ek dink ons almal sit nou lekker hierso, ons gaan net so vir 'n oombliekie nog 'n bietjie sit, ons wag vir Dou speel in ons Oosgemeente. Hulle het vanoggend voor die diens het hulle so 'n praatjie gehad oor Vadersdag, wat sy tydskedule so bietjie agtergelaat het. So ons gaan net so rustig sit en ontspan en dan wag ons vir Dou om te arriveer en dan gaan ons erediens begin. Kom ons sit net rustig so. Nou, hartelijke woord van welkom aan jou ook vanmôre. Ons is so dankbaar dat jy gekom het. Ons het in spanning gewag met vir so heerlik om jou dan ook hier te hê. Ek glo jy is net lekker opgewarm. So ons is dan gereed vir dit. Broers en susters, nogmaals baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend. Wonderlike voorreg wat ons het wat ons vier vandag Vadersdag. Pragtige dag vir baie van ons. Maar tog het ons ook vandag die geleentheid vir 'n oomblik 'n bietjie stil te staan en juist te praat oor vaderskap en 'n bietjie te praat oor wat die eise van vaderskap alles dan verg. En ons prediking vandag en dan met die tema ook die blou druk verhelde pa. Maar voordat ons begin met ons erediens vandag, gaan ons eers 'n lied saam oefen. Dis 'n lied wat ons al voorheen ook geoefen het. Dit is Psalm 284. Ons gaan daar net die eerste vers van ons saam oefen. Ek gaan vir Dou vra om hom vir ons een keer weer te speel, net om bietjie die stof af te stof van hierdie lied af en dan gaan ons dit een keer saam sing.
verroes in die tyd wat ons nou moet gesing het. Dan kan ons nog een keer sing asseblief, dankie. Baie dankie broers en susters, kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil, berei ons in ons gebede voor vanoggend na die woord van die Here te luister.
Geliefde broers en susters, God se weg is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is geskuld vir almal wat by hom skuil. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met die woord van die Here in die Nuwe Testament en die Evangelie, soos wat Matteus dit vir ons weergee. Ons gaan dadelik hoofstuk 7 uitlees, van vers 7 af tot by vers 12. Skriflesing, Matteus 7 van vers 7 af. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. En wie soek, vind. En vir wie klop, sal oopgemaak word. Wie onder julle sal, as sy seun 'n brood vra, vir hom 'n klip gee? Of ook, as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle vra. Alles wat julle dan wil hê, die mense aan julle moet doen, julle net so aan hulle doen. Want dit is die kern van die wet en die profete. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Net 'n bietjie verder in Matteus 7, die hoofstuk waarin ons versaam gelees het, wat deel is van Jesus se bergprediking. Dan sê die Here Jesus self ook dat daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op rots gebou het. Die reën het begin val, die stormwaters het gekom, die winde het gewaai en aan daardie huis geruk en daardie huis getref. Maar tog het die huis nie ineengestort nie, want die fundament was stewig gefestig. Geliefde broers en susters, voordat ons vandag saam luister na ons prediking oor die bloudruk van 'n helde pa, kom ons bely terwyl ons net so besit ons geloof saam.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Gedurende hierdie week het ek 2 gesprekke gehad met lidmate. Dit was 2 afsonderlike gesprekke op 2 verskillende dae oor 2 uiteenlopende omstandighede en gebeurtenisse. Maar op die einde van die dag het die 2 gesprekke eintlik net op een waarheid neergekom. En dis naamlik dit, dat die wêreld waarin ek vandag leef, stel geweldige hoë eise aan elkeen van ons. Die wêreld waarin ek vandag leef, sê vandag vir u of vir my, jy moet jou kop hoog hou. Selfs al sleep jou gemoed op die grond. Jy moet op jou tande byt. Jy moet geen vorm van swakheid enigstens tentoonstel nie. En jy moet sorg dat jy jou eie lewe kan reël en regreël vir elke dag. Ons leef in 'n wêreld wat geweldige hoë eise aan ons stel. 'n Wêreld wat vir ons al van kleins af leer dat die werklike resep vir sukses gaan daaroor dat jy die hele tyd in jou lewe in beheer moet wees van absoluut alles. Elke dag moet jy sorg dat jou sake agter mekaar is. Elke dag moet jy jou emosies beheer. Elke dag moet jy hierdie masker opsit en voorgee dat jy op geen manier deur enigiets omkant gevang word of nie weet watter kant jy is. Dit is die wenresep vir sukses in die wêreld waarin ons elke dag leef. En veral mans en paas. En hoor mooi, as ek sê mans en paas, sluit dit nie vrouens en maas uit, maar vandag is nou Vadersdag, so ek fokus spesifiek dan nou op mans en op paas. Veral ons mans en ons paas word dikwels met hierdie stywe kakebeen mentaliteit groot gemaak. Jy mag nie jou emosies wys nie. Jy mag nie jou sielswonde wys nie. Jy mag nie praat oor jou vrese, jou bekommernisse of die vrese en spanning wat jy elke dag beleef. Elke dag jy 'n masker dra. Jy moet gewoon maar net as man en as pa elke dag jou asem ophou. Elke dag
moet jy maar jou skouer insit teen die laste wat jy op jou skouers dra. En elke dag moet jy druk deur die storms wat die lewe ook oor jou pad bring. Maar geliefde broers en susters, hier sit ons vanoggend. Hier sit ons vanoggend in die teenwoordigheid van die Here. En die werklikheid is, daar waar jy nou sit, kan jy niks verwas nie. Daar waar jy nou sit, kan jy nie voor hom voorgee dat jy sterk is en dat jy hard is. Jy kan nie vir hom voorgee en probeer wys dat jy in beheer is. Want hy sien weer jou. Hy weet, jy is nie in beheer nie. Geliefde broers en susters, dis hier voor God waar ons vandag staan, dat daar ook vir ons hierdie bevrydende sin vandag is. Hoewel jy ontbloot voor God staan, kan jy ook voor God vandag uitasem. Geestelike uitaseming is presies die teenoorgestelde van die hoë eise wat hierdie wêreld aan ons stel. Dis presies die teenoorgestelde van die gehardheid van die wêreld waarin ons elke dag leef. Om geestelik uit te asem beteken dat ons hierdie verdedigingsmeganismes wat ons elke dag gebruik teen die storms en die uitdagings en die aanslae van die lewe vir 'n oomblik kan laat sak. Want dit help ons niks teen God. Dit beteken dat ons vir 'n oomblik hierdie maskers van ek is sterk en ek is hard en ek is in beheer vir 'n oomblik kan laat val voor God, want hy sien in elk geval verby. Sit vandag in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. En dis hier in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader dat ons kan uitasem en sê, Here, hier is ek. Hier sit ek vandag voor U. En ek kan nie meer my asem net ophou en probeer deurdruk deur die storms van lewe. Want ek is besig om te versmoor. Hier sit ek vanoggend voor U en daar's niks wat ek vir U kan wegsteek. Ek is moeg. Ek is moeg om die heeltyd net voor te gee. Ek is moeg vir die spanning waaronder ek elke dag leef. Ek is moeg vir bekommerd wees. Ek is moeg om die heeltyd net te probeer sorg en die heeltyd te veg. Ek is moeg want ek het nie meer die antwoorde die vrae wat die lewe elke dag aan my stel. Geliefde broers en susters, Vadersdag is 'n dag van dankbaarheid. Baie van die paas wat vanoggend hier is vroeg vanoggend wakker gemaak met 'n heerlike beker koffie in die bed, iets wat nou nie aldag gebeur nie. En die kindertjies is op die bed en elke kindjie het vir pappa 'n kaartjie gemaak om te sê hoe lief is ons vir pappa en dankie vir alles wat pappa vir ons doen. En dan pappa 'n splinter nuwe botteltjie Allspice aftershave gekry en 'n sjokoladetjie wat hy vanaand lekker kan eet. Heerlik om Vadersdag te vier, 'n dag van dankbaarheid. Maar vir baie paas vandag daar buite en vir baie paas wat vandag hier sit, is Vadersdag 'n dag van intense, stille druk. Daardie druk, die perfekte superheld vir jou gesin te wees. Geliefde broers en susters, is hier in die teenwoordigheid van die Here op Vadersdag, dat Jesus in Matteus 7 kom, en dan skilder hy vir ons die prentjie van die volmaakte, perfekte superheld Pa, God. En wanneer hy hierdie prentjie vir ons skilder, dan voel baie paas eintlik asof ek iets van 'n tekortkoming het teenoor God. En glo my, jy het daardie tekortkoming. Maar Jesus skets hierdie prentjie van so 'n aard dat dit tog vir ons respek. Want Jesus kom sê in hierdie gedeelte dat jy as pa wat elke dag sterk moet staan, elke dag 'n masker moet opsit, elke dag moet lyk asof jy in beheer is, asof jy kan voorsien, jy kan sorg en jy geen bekommernisse en stres en spanning in jou lewe sal nie jou dra nie en waar jy geen plek het om daardie masker af te haal en vir jou gesin, vir jou familie, vir jou geliefdes en jou vriende te wys dat jy ook maar broos is.
kom sê Jesus vir ons voor God, en in God se teenwoordigheid, kan jy vandag kom uit ons? Kan jy vandag kom sug, om te ontspan? Kan jy vandag by jou hemelse Vader, kom aanklop, en rus te vind? En in dieselfde asem, dan teken Jesus ook vir ons die blyde van hoe 'n helde pa elke dag lyk. Nou Jesus begin hierdie gedeelte vers 7, eintlik met 3 baie bekende opdragte. Hy sê hierso, vra vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, en klop en vir julle sal oopgemaak word. Vra, soek en klop. En baie keer verstaan ons hierdie spesifieke vers 7 van Matteus 7 'n bietjie verkeerd. Ons sien dit as 'n kits resep waarmee ek vir God eintlik vra, en as ek lank genoeg vra en aanhou vra en hard genoeg vra, dan sal God al die dinge wat kort op my wenslysie vir my gee, want dit is eintlik ons wat die teksgedeelte sê. Maar dan mis ons eintlik die hele punt van wat Jesus hier vir ons wil gee. Wat se geheimenis agter die teksgedeelte opgesluit lê. Al drie hierdie woorde, vra, soek en klop, staan in die oorspronklike Grieks in die imperatief. Imperatief is die bevelsvorm van 'n woord. Dit beteken dat vra, soek en klop is nie 'n oplossing. Vra, soek en klop is eintlik 'n opdrag. Ons kan hierdie teks net so vertaal, hierdie vers so vertaal om te sê, hou aan vra, hou aan soek en hou aan klop. Liefde broers en susters, om aan te hou vra, aan te hou soek en aan te hou klop, is eintlik presies hoe 'n Christen in sy alledaagse lewe uithaal. Dit is nie iets wat een keer gebeur. Dis iets wat jy as pa, as man, as vrou en as ma elke dag doen. Die oomblik wanneer jy in die oggend opstaan, God se teenwoordigheid te buig, te sê, Here, hier's 'n nuwe dag wat op my wag. 'n Nuwe dag, Here, en ek weet ek het nie genoeg wysheid vir my huwelik, vir my finansies nie, vir my werk en vir my kinders nie. Here, hier kom ek vandag na U toe en ek kom vra vir U. Gee vir my die wysheid wat ek nodig het. Al die uitdagende en moeilike vrae wat die lewe vandag aan my gaan stel, ek kom soek daar die antwoorde by U. Vandag kom klop ek vir hierdie dag aan U deur aan. Kom bid ek by U, Here, wees by my. En dan kom Jesus se pragtige belofte in vers 8. Want elkeen wat vra ontvang, en hy wat soek vind, en hulle wat klop, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. God is nie daardie, of soos 'n geïrriteerde buurman wat elke keer die gordyne toetrek as hy sien jy kom nader. God is altyd daar om die deur vir ons oop te maak. Nooit sal hy die deur van sy genade in jou geslug toeslaan, wanneer jy met jou swakheid kom. Die oomblik wanneer jy magteloos uitasem in die teenwoordigheid van God, is dan wanneer die deur van sy genade juist vir ons oopgaan. En dis eintlik die eerste deel van die bloudruk van helde Paul. Om te kyk wie en wat is God. God is daar die veilige plek waar ek as pa, as ma, as man, as vrou kan gaan uitpas. En dan in dieselfde teksgedeelte draai Jesus na aardse plaas toe. En dan gebruik hy vaderskap eintlik as 'n praktiese gelykenis om iets te sê van God. Maar hy doen dit deur vandag aan elke pa en elke man wat vandag hier sit, se gesig 'n spieël op te sit. Hy sê kyk bietjie in hierdie spieël. Jesus vra die vraag hier in vers 9 en 10. Wie onder julle sal as sy seun 'n brood vra, hom 'n klip gee? Ook as hy vis vra, vir hom 'n slang gee? Die kommentaar wat ek gelees het, maak dit eintlik nogal baie tasbaar in die vraag van Jesus. Baie van die klippe en wat
uit die rivier uitspoel en uit die see uitspoel op die strand lê. Nou as ek praat van strand, moet ons verstaan op die see van Galilea waar Jesus sy bergrede lewe. Ek sê daar is 'n see, dit is 'n baie groot meer. Maar baie van hierdie spoelklippe is rond en hulle lyk baie soos die broodjies, die broodrolletjies wat die Jode in daardie tyd gebak en geëet het. Op 'n afstand was dit moeilik om eintlik te kon presies sê, is dit 'n brood of is dit 'n klip? En dan gebruik Jesus juist hierdie voorbeeld om te sê, jy gee nie vir jou kind 'n klip, so 'n ronde klip wat lyk soos 'n brood, as hulle 'n brood vra. Jy gee vir hulle brood. Baie van die waterslange en palings wat hulle in riviere en in hierdie mere gevang het, as jy hulle gaar gemaak het, lyk dit soos vis. Maar sommige van hulle was giftig geweest. En natuurlik palings en slange is onrein diere. As jy dit eet, is jy onrein. En as jy iemand mislei deur vir hulle hierdie slange of waterslange of palings gaar te maak, dan beteken dit jy bring hulle eintlik weg onder die genade van God. Jy sny hulle af van die teenwoordigheid van God af. En dis 'n verskriklike ding om te doen. Dan sê Jesus hier, watter pa gaan dit doen? Om sy kind af te sny, weg te vat van God. Nou natuurlik, Jesus bedoel hierdie woorde nie letterlik. Daar's baie dieper geestelike betekenis agter dit, want dit gaan oor God en hoe God as Vader vir ons lyk. En dit bring jy en my dan vandag eintlik by hierdie indringende vraag. As jy vandag in die spieël kyk, die vraag wat jy as pa, as man vir jouself moet afvra, kan jou kinders by jou kom uithaal? Wanneer jou kinders, of jou huweliksmaat, met hulle vrese, met hulle bekommernisse, met hulle foute na jou toe kom, wat kry jy? Kry hulle 'n veilige plek met wie jy te deel, of gee vir hulle 'n klip? Wat kry hulle by jou? Is jy daar die veilige hawe, waar hulle kan erken dat hulle seer, waar hulle kan erken dat hulle bekommerd is, oor 'n klomp sake en fasette in hulle lewe, waar hulle kan erken dat hulle droog gemaak het, of gee vir hulle daardie klip van oordeel, 'n koue afwesigheid, daardie klip van 'n woede uitbarsting, op daardie spesifieke stadium. Sien geliefde broers en susters, wat kry ons geliefdes by ons, wanneer hulle nodig het om uit te pas? En dis die een deel van die bloudruk van vaderskap. Dit is so dat ons as paas baie keer vir ons kinders alles gee wat geld vir hulle kan koop. Goeie klere, goeie skole, goeie tegnologie. Maar soms is daar die emosionele sy wat hulle ook nodig het vir 'n klip. Baie keer is ons gewoon net te besig, want ons moet ons voorsien. Ons moet ons sorg. Baie keer is ons te gespanne, werklik te luister. En soms is ons te hard op ons kinders. Want die wêreld stel harde eise aan ons. Ware vaderskap, volgens die bloudruk van Jesus, beteken dat jy as pa daardie ruimte sal skep, waarbinne jou geliefdes veilig kan asemhaal. Omdat hulle weet, hulle pa gaan vir hulle brood gee, liefde en lewe, en nie 'n klip waarop hulle staan 'n stuk in byt. As jy nog vandag hier sit as 'n pa of as 'n man, en jouself meet in die spieël van God as die perfekte en volmaakte Vader, en jy voel dalk skuldig daaroor, luister dan wat sê Jesus in vers 11. Hy sê, as julle wat sleg is dan weet om goeie geskenke vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge gee vir hulle wat van hom vra. Jesus is eintlik baie realisties in dit wat hy hier sê. Hy weet ons is maar net mense. Hy weet ons is vuil. Hy weet almal van ons, veral ons paas, het baie keer hierdie stikkende en selfsugtige natuur binne in ons. En dis waarna hy verwys as hy dan sê, Here wat sleg is. Ons is stikkend. Ons het 'n selfsugtige natuur net in onsself te dink binne in ons. En tog
te midde van ons tekortkominge, gee ons tog goeie dinge vir ons kinders. Versorg ons kinders en beskerm ons kinders. En as ons wat tekortkominge het, tog dit kan regkry om dit te doen, dan breek dit vir ons die deur oop om te besef hoe glansryk en groot en enorm God as Vader vir elkeen van ons is. God is nie hierdie gierige kwaai Vader wat iewers agter die wolke wegkruip en ons fyn sit te dop om te kyk waar op ons foute sodat hy ons kan straf. God nie, teenoor. Hy is die God wat altyd gereed staan goeie dinge vir ons, soos wat iets gesê. Hierdie goeie dinge kan ons eintlik as ons na die parallelle gedeelte van Matteus 7 vers 7 tot 12 in Lukas gaan lees. Dan lees ons hierdie goeie dinge is eintlik net een ding. Dis God se Heilige Gees wat hy vir ons gee. God gee vir ons sy lewensasem. Liefde broers en susters, hierdie is die bevrydende gedeelte. Ek dink vir elke pa, vir elke man wat vandag hier sit. As jy kyk na die blauwdruk wat Jesus vir ons stel, dan hoef jy nie bekommerd te wees. Want jy hoef nie perfect te wees nie. Jy hoef nie die las van die hele wêreld op net jou skouers aan te dra. Jy is vandag self in die eerste plek 'n kind, 'n seun van ons Vader in die hemel. En in die eerste plek kan jy vandag as pa voor hom gaan uitasem. Kan jy jou bekommernisse, jou vrese en jou stres met hom deel. En kan jy na God toe kom en vra, Vader, vul my met die Gees, want my eie tyd is vandag leeg. En eers wanneer jy die Hemelse Vader se asem ingeasem, dan is dit ons die kapasiteit om ook helder paas vir ons eie kinders te wees. En dit bring ons dan by die klimaks van die hele gedeelte in vers 12. As Jesus dan sê, alles wat julle wil, dan wil hê die mense aan julle moet doen, julle ook aan hulle doen. Want dit is die kern van die hele wet en die profete. En baie keer dink ons vers 12 staan eintlik op sy eie en is eintlik 'n reël of 'n wet wat Jesus hier gee. Maar hoor mooi hoe begin Jesus hierdie vers. As alles wat julle dan. Daardie dan, Griekse woordjie kan ook vertaal word met daarom of omdat. Hierdie klein woordjie dan koppel dan eintlik hierdie reël aan die goedheid van God. Omdat ons weet dat God onvoorwaardelik goed is vir ons. En 'n Vader is, dan weet hoe ons altyd kan gaan. Omdat ons die vryheid het om ons lewens, ons bekommernis, ons vrese en ons stres in sy teenwoordigheid uit te haal. Daar het ons ook nou die vryheid om proaktief in die lewe te gaan optree. Hierdie liefde wat ons by God inasem, ook met ons gesinne, ons vriende, ons werk en oral waar ons kom, met mekaar te deel. En dit is eintlik die volmaakte van 'n Christen. Dit is soos asemhaal. Die blauwdruk vir helder pa is om in die eerste plek eers na jou Vader in die hemel te dra. En daar te erken dat jy magteloos is. Daar jou eie sorge en bekommernisse voor hom uit te asem. En dan sy bonatuurlike liefde en sy Gees in te asem. En daarna, volgens die blauwdruk, volgens die plan, draai jy na jou gesin, draai jy na jou familie, draai jy na jou vriende, en maak jy hulle ook deel van hierdie grootheid van God. Geliefdes, kom ons hou op om ons asem op te hou in die wêreld daar buite. 'n Wêreld wat hoë eise aan ons stel. Kom ons hou vir 'n oomblik daardie masker af dat sê dat ek is altyd in beheer. Almal wat vandag hier is, wat geestelik moeg en oorweldig is, onthou, jou Vader huis se deur staan altyd vir jou oop. Hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. En Hemelse Vader gee nie vir jou klippe nie. Hy gee vir jou die brood wat lewe gee. Hy gee vir jou sy Gees.
En aan elke vader, elke pa op hierdie Vadersdag, mag jy die vryheid daarin vind, om te besef, dat jy God se kind is. Dat jy 'n hemelse Vader het, wat almagtig is. 'n hemelse Vader het, altyd daar is vir jou. 'n hemelse Vader by wie jy kan gaan sit, in jou lewe, jou bekommernisse, jou vrese kan gaan uitstel. Gaan na jou Vader toe. Word gevul met sy oorvloedige liefde, sodat jy ook 'n ruimte kan wees, waar jou vrou, jou kinders, jou familie, jou geliefdes, waarlik kan uitdals. Daar waar hulle ook God se lig, waar hulle sal beleef. Amen. Liefde broers en susters, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, wat 'n ongelooflike groot voorreg is dit nie vir ons, om U, ons Vader, te mag noem. Om te weet, Here, dat die blote feit, dat ons vanoggend hier sit, is alleenlik aan U toe te skryf. Die feit, Here, dat ons gesond is, dat ons kan asemhaal, dat ons kan sien, kan hoor, kan ruik, ons sintuie kan gebruik, is alles net U genade en U voorsiening. Here, ons kom vandag op Vadersdag by mekaar, om dankie te sê vir ons aardse paas, vir hulle harde werk, hulle toewyding, maar ook vir hulle liefde en hulle omgee. Here, en dis op hierdie Vadersdag dat ons opnuut weer besef, hoe eindig groot U as Vader, sy liefde vir ons is, U deernis met ons is, en die ruimte wat U vir ons skep, om onsself te kan wees. Dankie Here, dat ons daardie voorreg God te mag aanbid, wat nie heeltyd daarop uit is om ons te straf, ons te benadeel, maar wat in liefde daagliks die lewenspad saam met ons staan. Here, ons kom vandag in U teenwoordigheid om stil te word, want U ken elkeen van ons harte, U ken ons gedagtes. U verstaan die worstelinge waarmee ons daagliks besig is. U ken die vrese wat ons so maklik in hierdie wêreld oorweldig. En U weet, Here, dat die wêreld hierdie hoë eise aan ons stel, wat dit vir ons so moeilik maak om die lewe ten volle te geniet. Maar dankie dat U vir ons daardie veilige hawe is, waar ons kan vasneem, en weet ons kan rus in U teenwoordigheid. Here, U verwag ook van ons, gee ook vir ons daardie opdrag, daardie imperatief, dat ons ook daardie veilige ruimte vir ons geliefdes moet wees. Vir ons mans, vir ons vrouens, vir ons kinders, vir ons families, vir die mense wat elke dag saam met ons werk en saam met ons soek. Selfs vir die mense wat ook maar net van tyd tot tyd oor ons lewenspad kom. Here, dat ons ook vir hulle daardie veilige ruimte wees, waar hulle kan uitasem, en waar hulle opnuut weer U liefde, die onverdiende genade, en U lewenskrag kan vind. Gebruik ons, Here, as instrumente in U hand, om ook U Gees in die wêreld daar buite sigbaar te maak. Om vir elkeen wat soekend is, daardie bestemming te bied. Vir elkeen wat vra, te kan sê dat U die antwoord is. En vir elkeen wat klop, hierdie wêreld, die deur oop te maak, dat U heerlike teenwoordigheid in hulle lewe. Seën elkeen van ons wat vandag hier is, en ons bid dat ook U seën in die besonder af, op elke pa wat hier is. Here, ons weet, dat ons paas het maar groot rolle te speel. Ons paas het groot verantwoordelikhede. Ons paas raak baie keer ook maar moeg. Geef vir hulle krag, Here. Seën hulle hande werk. En hou hulle veilig, U Vaderhande vas. Ons bly by U om vergifnis van ons sonde en om vergifnis van ons tekortkominge. Dit bid ons, Christus Jesus se naam alleen. Amen. Liefde broers en susters, as ons soms om sing ons lied 513, ons gaan na die eerste, tweede, derde vers saam sing, 'n lied wat ons dan ook aanspoor om te soek na God se teenwoordigheid
in ons lewens. Die self handel dan met die wapenrusting van God, wat ons elke dag die krag gee, die wysheid gee, en so ook die insig, in God se teenwoordigheid te leef, en in God se teenwoordigheid elke dag asem te haal. Kom ons sing as 'n slotsang die 513, al die verse saam. Sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.